Ons het elke Woensdag het ons hier op die program 'n insetsel oor wiele. Ja. Wiele Woensdag. Ons vertel julle van allerlei lekker dinge. Vandag praat ons oor bakkies. Chinese bakkies. Ek luister vir jou. Kompetisie vir die Hilux en die Ranger manne. Hulle is, hier kom die Chinese. My maat. En ons gesels ook oor die webtuiste Top Auto het 'n paar vriendelike tips gegee oor wanneer jy jou kar wil verkoop. Kyk, van ons het nou al karre verkoop en dan wil jy die persoon wat vir jou die aanbod maak eers met die kar platry voordat jy iemand anders gaan soek om vir jou aanbod te maak. Maar ons gaan 'n paar tips van Top Auto, die website af vir jou gee oor hoe om 'n beter prys vir jou tweedehandse voertuig te kry, 'n beter aanbod dan nou van iemand om verkoop. Maar eerste, bakkies, Chinese bakkies. 'n Chinese bakkie is 'n ding wat jy met stokkies eet. Nee, ek speel maar. 'n Chinese klein ry lorrietjie. Dan nou maar. Eerstens Geely. Kyk daar, Geely, hulle splinternuwe Ridara RD6. Hierdie manne en dames, is 'n elektriese bakkie. Ja, 'n elektriese ligte something voertuig. Hy kom in 4x2 en in 4x4 uit 73 kW battery. Ja. Ek weet nie wat kilowatt per uur. 73 kW per uur. Hy is 424 km wat hy sal kan doen. So, dit is net meer as 400 km wat hy kan doen op 'n charge. Hulle sê hy kan met 'n enkele laai van 30 minute opgetop word. Net 30 minute in die prop. Dis vinnig. Dan sê ja, kyk by 'n pomp is dit 'n minuut en 'n half, maar okay, never mind. En dan 110 kW DC fast charger wat hy het. Wat hom charge, so dan se 30 minute. Die 4x4 weergawe gebruik 2 elektriese motors en saam maak dit 315 kW en 595 Newtonmeter. Dis indrukwekkend. Jy weet niks wat ek sê nie, man. Ja. Hierdie dingetjie kom van 0 tot 100 Ja. vir hierdie elektriese bakkie, hierdie Ridara Geely. Is onder 4 sekondes. So hy's hastig. Hy's hastig, onder 4 sekondes, 0 tot 100. Hulle sê hy kom met 'n 5 jaar, 150.000 km waarborg. 5 jaar, 150 waarborg. En dan 'n 8 jaar, 200.000 km battery waarborg. Sjoe, dis lekker. So hulle sê, die meganiese goed gaan breek vir die battery. Dan, hier is die ander bakkie wat ek nou gesien het hier by ons in die area ry. Ja. Toe dink ek, Maskas, is daai Hyundai Lego blokkie bakkie. Maar dis amper soos daai Hyundai Lego blokkie bakkie. Dis 'n ander ding. Hulle noem die BYD Shark. Kyk net die machine. Nou hierdie is ook 'n Chinese bakkie wat hier is. Hy het net 'n 1.5 liter engine. Kan jy dit oorvertel? Net 1.5 liter engine, maar hy het 2 elektriese motors. Dis 'n indrukwekkende 321 kW en 650 Newtonmeter. Hulle sê 85 km wat jy kan ry sonder om enige petrol te verbrand. Hy het natuurlik 1.5 liter engine, maar dan het hy die 2 elektriese motors. So met ander woorde, jy kan 85 km per dag ry. Meeste van ons ry nie so ver werk toe en terug nie. So jy kan in effek dan werk toe en terug ry met jou bakkie sonder om petrol te gebruik elke dag. Dan net lang pad. Langpad skop die 1.5 liter engine in. Hulle sê wanneer jy die brandstof en elektrisiteitspryse kyk, is die Ford Ranger volgens die mense hier die navorsing doen 38% duurder om mee rond te ry en die Mahindra Pickup 72% duurder in swaarder brandstof dan mee om rond te ry as jy 'n vol tank uitry. Iets in my gedagte hou as jy vandag 'n bakkie wil koop. Ek weet nie wat daai ek het op sy YouTube gesien hoe daai bakkie vasval op 'n effense 4x4. Maar jy kan niks op YouTube glo. Ek wou net sê, dit lyk nie so op hierdie prentjie nie. Op hierdie prentjie lyk dit of hy kan baljaar in die modder. Advertensie, dis hoe dit werk. Ja. Dan, ons 'n bietjie praat oor daai ou wat vir jou daai aanbod gemaak het op jou tweedehandse voertuig wat jy baie teleurgesteld is oor. Ons gaan nie oor daai ou praat nie, of die groot maatskappy waarvoor hy werk nie, want hulle bepaal ons al deesdae karre se tweedehandse pryse. Nee, hier is 'n paar tips van die webtuiste Top Auto. Hulle sê, ek sê dit nou as logies aanvaar het, maar blykbaar moet jy vir alles vir mense inkleer en skryf. Maar hier skryf ons dit nou. Hulle sê hier, moenie agterraak met jou dienste nie. Ja. Vandaag, as jy voorheen verkoop, jy weet, moet elke diens gedoen nie. 'n Kar met 'n volledige diensgeskiedenis kry 'n ordentlike prys. Nie die prys jy wil hê nie, maar ordentliker. Anyway, hulle sê probeer om krappies en duitjies uit te haal. Ek weet hom nou nie. Ek is nou nie so gesit op die krappies en duitjies besigheid op jou 4x4 nie. Haal jy krappies en duitjies uit? Ek moet. Ja, ons almal moet. Ons almal moet, Jennifer. Maar doen ons. Dan die derde enetjie op jou bakkie se papiere. Maak seker
jy verkoop jou kar met al daai dokumente. Daai nie petrolslips nie. Ek praat nou van waar jy die kar gekoop het, selfs die faktuur, as jy die faktuur het van die handelaar waar jy hom gekoop het, binne in sy diensboekie, daai Book of Life, in 'n diensboekie, in sy handboek, jy weet, sy manuel, sy Spaanse maatjie, sit dit daar binne in, dit tel ook baie. Dan, hulle sê, algemene praktyk in Suid-Afrika is om jou ryding te modify. Dit is so, ek sit van takkies op. Nee man. Daai prentjie is nou nie presies wat ek dink die meeste van ons kykers doen nie. Dit lyk asof hy wil piknik hou iewers. Hy het 'n bankie gebou, daai ou, 'n bosbankie. Maar anyway, moenie jou kar te veel modify nie. Hulle sê as mense 'n kar koop, dan soek hulle die oorspronklike parte terug. Ek soek verseker nie daai ene nie. So ja, as jy 'n modderskerm opsit op jou ryding, hou die oorspronklike modderskerm, want jy moet dalk daardie buffer teruggee, weet saam met die handelaar gee en sê hier is die oorspronklike buffer, modderskerm wat ek afgehaal het. En dan die laaste een, jy moet probeer om jou voertuig altyd onder 'n dak of binne 'n motorhuis te parkeer, want anderster lyk vir my hier het 'n Hadida wat swaal geëet het. Maar 'n groot Hadida, hy's so groot soos 'n walvis, 'n vleiende walvis Hadida wat swaal eet. Dit hier 'n plan gemaak op hierdie ou se bonnet. Parkeer maar onder 'n dak sê hulle. Jy weet van nou die ou barsietjies wat op die dashboard is in die verf wat verkleur. Dan jy weet dan daar's 'n paar vriendelike tips. Ek dink 'n mens doen dit maar in elk geval met jou kar, nie waar nie, nê, want jy hou mos van jou ryding en jy wil hom oppas. Dis maar my opinie. Nee, ek hoor jou. Ek het nou baie gepraat oor karre. Jammer Jennifer, maar dis maar wat mans doen. As daai karretjie op 'n tablet is, dan praat ons. Nou ja,